Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam met Eksodus hoofstuk 39. Ons kry hier 'n beskrywing van die noukeurige werk van die vakmanne wat die priesterlike klere vir Aaron en sy seuns gemaak het, soos God dit beveel het. Hierdie hoofstuk wys nie net vir ons op mooi klere of vakmanskap nie, maar dit beklemtoon die heiligheid van die priester se diens en die belangrikheid van gehoorsaamheid en aanbidding. In Eksodus 31, verse 2 tot 6, het ons gelees dat die Gees van God vir Besaleel en Oholiab met wysheid, begrip en vaardigheid gevul het om hierdie werk te doen. Dit herinner ons daaraan dat gawes en talente eintlik van God afkom en tot sy eer gebruik moet word. Die priesterlike klere was nie net bedoel vir versiering nie. Dit het die verantwoordelikheid van die priesters weerspieël om die volk voor God te verteenwoordig en hulle diens met reinheid en eerbied uit te voer. Alles aan die klere het simboliese betekenis gehad. Die skouerkleed of efod, soos beskryf in Eksodus 28 verse 5 tot 14, is gemaak van goud, blou, pers en skarlakenrooi materiaal en fyn linne. Hierdie materiaal het koninklikheid, heerlikheid en aanbidding uitgebeeld. En dit wys vir ons dat diens aan God met eerbied en gehoorsaam gepaard gaan. Verse 6 tot 21 fokus op die borsstuk van beslissing, waarin 12 edelstene aangebring was, elk met die naam van een van die 12 stamme van Israel daarop gegraveer. Die hoëpriester het dus simbolies die hele volk voor God opgedra, en dit wys God se persoonlike sorg en sy verbintenis met elke stam van Israel. Hierdie borsstuk herinner ons ook aan die belangrikheid daarvan om God se leiding te soek wanneer besluite geneem word. Die gedagte van beslissing wys dat die volk afhanklik moes wees van God se wil. Ons sien hierin ook 'n voorskouing van Jesus Christus as die volmaakte hoëpriester. Hebreërs 4 verse 14 tot 16 beskryf hoe Jesus namens ons voor God intree. Soos die hoëpriester die name van Israel gedra het, dra Christus as te ware sy kinders in sy hart. Verse 22 tot 26 beskryf die blou mantel van die efod met granate en klokkies aan die soem. Dit het eerbied en heiligheid van die priester se diens beklemtoon. Die klokkies het aangedui dat die priesters in God se teenwoordigheid bedien. Die skouerstukke van die efod het 2 onyxstene bevat, waarop die name van die 12 stamme gegraveer was. Dit het nie net die hoëpriester se gesag aangedui nie, maar ook sy verantwoordelikheid teenoor die volk, wat hy simbolies voor God gedra het. Hierdie beeld herinner ons ook aan die eenheid van God se volk. Die priesters het nie net vir hulself gedien nie, maar namens die hele gemeenskap van Israel. In verse 27 tot 31 word verdere besonderhede van die priesterlike klere gegee. Die tuniek van fyn linne het reinheid en geregtigheid voorgestel. Die tulband met die woorde heilig aan die Here daarop gegraveer, het toewyding en afsondering vir God beklemtoon. Die gordel het gereedheid vir diens voorgestel. Al hierdie simboliek leer ons dat diens aan God reinheid, gehoorsaamheid en toewyding vereis. Hoewel hierdie dinge in die Ou Testament binne die priesterskap vervul is, dra dit steeds 'n belangrike les vir gelowiges vandag. Sien ons moet daarna streef om God in alle aspekte van ons lewe te eer. Die laaste gedeelte van die hoofstuk, verse 32 tot 43, beskryf die voltooiing van die tabernakelwerk en hoe Moses alles inspekteer. Elke detail is volgens God se opdrag uitgevoer.
en dit beklemtoon hoe belangrik gehoorsaamheid en getrouheid in aanbidding is. Moses se inspeksie wys ook op aanspreeklikheid en verantwoordelikheid in die gemeenskap van gelowiges. Die volk moet seker maak dat dit wat aan God opgedra is, ooreenstem met sy wil. Uiteindelik lees ons dat Moses die volk se werk seën. Nou hierdie seën wys dat God behaag het in gehoorsame diens. Die tabernakel en die priesterlike klere het dus nie net 'n uiterlike dinge gegaan nie, maar oor God se teenwoordigheid onder sy volk. Eksodus 39 herinner ons daarom dat God heilig is en dat hy eerbiedig aanbidding verlang. Dit wys ook dat God mense toerus vir die werk wat hy aan hulle gee. Verder sien ons hoe die priesterskap vooruitwys na Jesus Christus, ons volmaakte hoëpriester, wat vandag namens ons voor God intree. Nou hierdie hoofstuk gaan dus nie net oor klere en vakmanskap nie, maar oor gehoorsaamheid, heiligheid, verantwoordelikheid en 'n lewe wat aan God toegewy is. Mag heel 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.